Vandag is donderdag 6 Augustus. Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan vertoef is Lukas 10 vers 25 tot 37. Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan en ek gaan vir ons lees uit die 2020 vertaling. Voor ons met die teks gaan stil word, wil ek jou graag nooi om in hierdie oomblik sommer die Christuskers aan te steek en nou doelbewus te draai na God, wat in jou en by jou teenwoordig is. Asem stadig in. Elke asemteug is 'n teken van lewe en 'n geskenk van God. Blaas uit en laat die dag se spanning en gebeure sommer net loskom en gee dit vir die Here. Asem in die gawe van lewe, blaas uit en gee alles wat op jou hart is, wat spanning bring vir die Here in die oomblik. Lukas 10 vers 25. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Jesus sê toe vir hom: Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, het Jesus vir hom gesê: Doen dit en jy sal leef. Maar hy wou homself regverdig en het toe vir Jesus gevra: En wie is my naaste? Hierop het Jesus geantwoord: 'n man het van Jerusalem afgegaan na Jerigo en is deur rowers oorval. Hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom half dood agtergelaat. 'n Priester het onvoorsiens met daardie pad langs afgegaan en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. En net so het ook 'n leviet by die plek aangekom. En toe hy hom sien, het hy ook aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde verbind en olyfolie en wyn daaroor gegiet. Toe help hy hom op sy eie rydier, neem hom na 'n herberg en versorg hom daar. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit, gee dit vir die herbergier en sê: Versorg hom, en wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom. Wie van hierdie 3, dink jy, was 'n naaste vir die man wat deur die rowers oorval is? En hy het geantwoord: die een wat ontferming aan hom betoon het. En toe sê Jesus vir hom: Gaan maak jy ook so. Stel jouself hierdie toneel voor vandag. Jy staan langs Jesus terwyl hy met 'n kenner van die wet praat en jy hoor hoe hy die vraag vra: Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus het hom antwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hart en siel, met jou hele krag, al jou verstand en jou naaste soos jouself. Laat hierdie woorde vir 'n oomblik sommer net by jou insink.
Sien nou die pad van Jerusalem na Jerigo. 'n Man lê langs die pad, hy's beroof, gewond, weerloos. Sien dit raak, sy klere, sy wonde. Wat sien jy? En hoe laat dit jou voel om die persoon so langs die pad te sien lê? Priester kom verby. Hy kyk en stap verby. Nog 'n kerkmens kom verby. Ook hy kyk, stap om die man en loop verder. Ek vra myself af, is daar mense se pyn waarvoor ek soms wegloop, verbyloop? Is daar wonde wat ek nie wil raak sien nie? Is ek dalk al so moeg vir die verwondheid van hierdie wêreld van ons, so magteloos en moedeloos, dat ek eerder wil wegkyk? Ek wil jou nooi om nie jouself te oordeel in hierdie oomblik nie, maar eenvoudig hierdie gedagtes en jou eie ervaring sommer net eerlik na die Here toe te bring. En nou verskyn die Samaritaan, hy sien die man, hy word met innige meegevoel gevul en hy stop. Hy raak die wonde aan, hy verbind dit, hy lig die man op, hy dra hom, hy betaal selfs vir sy versorging. Elke oomblik vind stadig en liefdevol plaas. Sien vir 'n oomblik hoe dit gebeur in jou geestesoog. Jesus staan ook langs jou. Hy kyk na die Samaritaan, hy kyk na jou en hy vra die vraag: wie is jou naaste? Wie is jou naaste? Laat iemand sommer net spontaan in jou gedagtes opkom. Watter mens of mense kom in jou gedagtes op? En vra vir Jesus, hoe kan jy vandag vir die persoon 'n naaste gaan wees? Bly vir 'n oomblik by die persoon en by die gedagtes.
besef jy ook iets anders. Dalk is jy ook 'n gewonde reisiger. Dan wil ek jou nooi om daar waar jy is te sien hoe Jesus self vandag na jou toe kom. En by jou kom kniel, jou wonde kom verbind, jou optel, jou dra, jou nie alleen los nie. Ontvang sy sorg, wees oop daarvoor. Ontvang die barmhartigheid van God self vir jou. Here Jesus, maak my oë oop om raak te sien en gee my 'n hart wat met deernis beweeg. Gee my die moed om stil te staan en hande wat bereid is om te dien. En wanneer ek self gewond is, help my om u liefde te ontvang. Kom vorm my elke dag al meer na u beeld en maak my ook 'n mens verander. Amen.